Fall from
iewers so rukkie terug, baie duidelik, boodskap by die Here gekry, 'n tema. Dit is lekker as die Heilige Gees met jou praat, en hy sê vir jou, wel, die lekkerste is wanneer die Heilige Gees vir jou net 'n boodskap gee, en is net soos 'n download. Jy kan dit net neerskryf, dis 'n lekker boodskap. Daar's nie baie werk in nie, want die Heilige Gees het die werk gedoen, en dan skryf iemand net neer. Maar daar's ook kere wat die Here vir my, ek wil nie sê wakker maak nie, maar in my gedagtes ergens kom daar net woorde by my op. En ek het baie spesifiek by die Here gehoor, rondom wat ek vanoggend met julle wil oorgesels. So ek glo hierdie is absoluut 'n woord vir vanoggend, en maak jou hart oop en ontvang dit saam met my, soos wat die Here dit vir jou bedoel het. Kan ons saam bid? Here, dankie vir die genade. Dankie dat ons 'n plek het waar ons by mekaar kan kom. Dankie Here dat ons kan sing en kan deel hê aan die diens, en selfs met die offergawe, en ook vir mekaar kan bid. Want dan is daar 'n tyd in die diens wat die woord oopgemaak word en ons harte oopmaak om te ontvang. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U deur my sal spreek en dat die harte sal oopmaak, dat ons sal ontvang en hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Want as U praat, Here, dan wil ons op aandag staan en ons wil ons ore spits. Word dan verheerlik deur die verkondiging van die woord vanoggend. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek hou van studie. En ek het onlangs op 'n baie interessante studie afgekom. Dis 'n geweldige omvattende studie, baie navorsing het in die studie ingegaan, en honderde duisende mense het aan die studie deelgeneem. Die slotsom van die studie, want ek wil nie in detail gaan, maar die slotsom van die studie het bevind dat vroue geen sensverrigting het nie. Ok, ek sien nou 'n paar tannies wat lelik vir my vrouens. Kan ek onmiddellik myself cover, is net 'n grappie, maar ten minste het ek by jou aandag. Ek hoor, my sussie WhatsApp my nou die dag, sy sê, ek hoor by Lizet, julle is op pad Nelspruit toe, dis baie ver, julle moet veilig ry. Meanwhile is ons op pad Nelstroom toe. So vrouens, ek weet daar's party van julle wat goed kan koers. Ek kry die vraag in my gees, hoekom verdwaal mense? Die woorde wat by my opgekom het, in soveel woorde was, vra die vraag, hoekom verdwaal mense? So nou kom ek na jou toe gemeente, ek vra die vraag, hoekom verdwaal mense? Gee my 'n paar antwoorde. Kan ek jou help? Hulle dink hulle ken die pad. Wil nou nie in jou man staan, asseblief. Jy moet nou meer versigtig, jy staan nou aan niemand nie. Ok. Nog rede, hoekom verdwaal mense? Gee my antwoord dat jy gehoor het. Ek hoor nie? Ja, ek hoor nog steeds niks. Hulle vra nie aanwysings nie. Ok, goed, te trots om aanwysings te vra. Of te dom. Goed, nog 'n rede? Ja. Oké, daar is die antwoord in jou huwelik. Jy sê vir haar iets, maar sy hoor nie wat jy sê nie, want haar kop is op 'n ander plek. Daar het jy dit nou ontbloot. Ons bid vir jou, Oké. Daar sê jy nou gesê, dames. Ja, nee, jy hoor iemand praat, jy gee nie aandag nie, jy luister nie, dan gaan die inligting verloor. Ek spot nou sommer net. Goed, nog 'n rede, is alles. Jou GPS se battery is pap of so iets. Ja. Sê maar weer. Jy fokus nie waar jy ry nie. Al vrouens antwoord. Verstaan jy die studie? Jy fokus nie waar jy ry nie. Dis waar, dis hoe mense verdwaal. Nog een dag voor ons aangaan. Backseat drivers, okay, wat altyd vir jou wil sê waar jy moet gaan, en dan lei jy jou van die pad af in die sloot, en soos ons sê. Okay, goed, so, vir elke reis wat ek en jy onderneem,
Vir elke reis is daar 'n pad. En elke pad wat jy vat, het 'n eindbestemming. Partykeer trek ons weg met goeie bedoelings by die huis, net om iewers waar vorentoe ons pad te verloor. Het dit al met jou gebeur? Ag, jy kom nou gemeente, jy moet eerlik wees. Wie al lekker verdwaal soos ek? Al die hande gaan op. Mans en vrouens ingesluit. Ek wil volgende met jou praat uit 'n geestelike konteks. Geestelik. Hoekom verdwaal mense geestelik? Ek wil daaroor met jou gesels. En as vertrekpunt vir ons gesprek, hoekom verdwaal mense geestelik? As vertrekpunt van dit moet ek en jy erken dat almal van ons, ek ingesluit, was eens op 'n tyd van ons lewe, was ons verdwaal. Kan ek dit vir jou lees? Jesaja 53 vers 6 sê die volgende: Ons almal het gedwaal soos skape. Ek wil daar ook insê, ons almal het verdwaal. Daar is onderstel 'n roete. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom, dis Jesus, laat deurkom. So as vertrekpunt sê ons vir mekaar, geestelik eens op 'n tyd in ons lewe, ouens, het ons almal gedwaal soos skape. Ons het nie een ons weg geken op daardie stadium. In 'n aardse konteks lyk elke mens se pad op aarde anders. Net as ons net terugkom na aardse konteks toe. Ons volg verskillende beroepe. So die rigting wat jy loop, die pad wat jy loop in jou beroep is anders as die volgende persoon. Ons bly op verskillende plekke, ons bly verskillende dorpe partykeer. Die gesegde sê ons die lewe loop verskillende paaie met ons almal. So uit 'n aardse konteks lyk ons pad verskillend. Ons paaie verskil van mekaar as jy na jou lewenspad sou kyk en jy kyk dit van 'n aardse punt af. Maar wanneer dit by die geestelike kom, wanneer dit by die koninkryk van God kom, ouens, dan sê ek vir jou, daar is net een pad vir elke mens op hierdie aarde. Daar is net een pad. Dan is daar nie verskillende paaie nie. Daar is net een pad. Johannes 14 vers 6 sê die volgende: Jesus antwoord hom, lees dit saam met my: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In 'n geestelike konteks, ons praat oor ons aardse lewe, terwyl ek en jy weet, ons kan nie nou regtig ons aardse lewe en die geestelike skei nie. Dis nie twee aparte dinge nie, dis maar dieselfde ding. Maar ons praat van 'n aardse pad, 'n aardse loopbaan, julle verstaan die konteks. Nou praat ons geestelik. Daar is net een pad, daar's net een weg. Jesus sê, ek is daardie weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 3 vers 16 sê die volgende: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons ken daardie skrifgedeelte. Ek wil vir jou sê, God se pad vir elke mens op aarde is die pad van redding, is die pad van saligheid. Dis die pad waar die Here jou opsoek. Redding en saligheid. En dan 'n pad van gehoorsaamheid. En dan die eindbestemming van daai pad is ewige heerlikheid saam met God. Dis sy pad. 'n Pad van redding, 'n pad van gehoorsaamheid, 'n pad wat gaan na 'n eindbestemming, 'n ewige heerlikheid saam met God. En dan wil ek byvoeg hier dat God se pad vir ons lewe, kan ons ook sê dis God se doel. So God se doel is sy pad. Sy pad wat hy wil hê ons moet wandel, dis sy doel. Dis dieselfde konteks. En ek en jy wat gered is, kan ek jou hand sien hier, as jy reeds op hierdie pad is, as jy gered is, kan ek jou hand sien, anders roep ek jou uit vir gebed. Ek en jy wat op hierdie pad is, ons is geroep. Ons is geroep, terwyl ons hier wandel, is ons geroep, dat ek en jy ook die pad van versoening sal stap. Ons het 'n roeping op ons lewe. Baie mense sê, wat is my doel? Wel, ons praat baie keer daaroor. En dis eenvoudig baie maklik om 'n volgeling van Jesus te wees en ander
ook volgelinge te maak, om Jesus te verteenwoordig op hierdie aarde. En hoe doen ons dit? Ons aanvaar dat ons 'n roeping het, die bediening van versoening. Dat jy met mense sal praat om hulle met God te versoen. Kom ek lees jou 2 Korintiërs 5 vers 17. Luister nou mooi. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Val jy in hierdie kategorie? Is jy 'n nuwe mens? Is jy in Christus? As ons 'n nuwe mens, dan die ou dinge verbygegaan. So daai skrif is van toepassing op ons. Vers 18. En dit alles is uit God. God het dit moontlik gemaak, wat ons met homself versoen het. God het ons versoen. Hoe het hy dit gedoen? Deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Hy het ons versoen met Christus. En nou lees ons verder, vers 19. Naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, hoor nou mooi, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Jy's gered, jy's nuut gemaak, die ou dinge het verbygegaan, dis deur God in Christus Jesus wat dit moontlik maak, hy het ons versoen met hom, maar hy sê nou vertrou ek aan jou toe, hierdie bediening van versoening. Gaan jy nou en stel ander mense en lei ander mense na Jesus en wees daai versoening, dat daar versoening kan kom tussen mens en God. Ons het almal hierdie pad van versoening. Weet jy dit? Aanvaar jy dit? Party wil nie, want hulle weet as hulle ja sê, dan gaan ons vir jou sê, maar kom ons help jou om mense na die Here toe te lei, en dan sê party ons, dis nie vir my nie. Jy kan nie net sekere skriffies vat en dit op jou van toepassing maak en die res wat 'n bietjie ongerieflik is, sê nee, maar dit is nou nie reg vir my nie. Dis vir die ander ouens, né? Jy hoor wat ek sê? Ons is op die pad van versoening. So ouens, dis die mandaat van jou lewe. Pieter, wat soek ek hier? Wat moet ek doen? Waar in die eerste plek wonderlik jy by die Here uitgekom? En jy stap in die pad van gehoorsaamheid en jy's ergens op pad heen, daar's 'n eindbestemming, 'n ewige heerlikheid. Maar terwyl jy loop en terwyl jy wandel, moet jy hierdie bediening van versoening opneem en ander van Jesus vertel. Dis jou mandaat. As jy dit reg kry, ouens, is jy perfek in God se plan en in God se wil, jy hoef nie eens verder te soek nie. Kan ek 'n amen kry of eina? Sommige kinders van die Here was eens op 'n stadium baie aktief. En dan sak hulle uit. Hoor mooi wat ek sê, sommige kinders van die Here was eens op 'n stadium baie aktief in die kerk, gewerk vir die Here. En iewers te waar het hulle uitgesak. Sommige kinders van die Here het ergens hulle pad verloor. Hoekom verdwaal mense geestelik? Om jou pad te verloor, ouens, gebeur nie oornag nie. Gebeur nie net oornag nie. Dit gebeur stadig. Weet jy hoe gebeur dit? Dit kan gebeur deur 'n hart wat afkoel. Dit kan gebeur deur 'n afstomping van oortuiging. Jy was eens oortuig van sake en nou raak jy gemaklik met dit. 'n Afstomping van oortuiging. Dit gebeur deur 'n stille kompromie wat jy aangaan. Jy gaan 'n kompromie aan. Dit gebeur wanneer jy jouself onttrek van die geestelike dinge. Kan jy ergens jou pad verloor. So 'n hart wat afkoel, 'n afstomping van oortuiging, 'n stille kompromie wat jy aangaan, of wanneer jy jouself onttrek. Dit gebeur stadig en stelselmatig, iewers waar. Verloor jy jou pad, verloor jy jou doel en verdwaal jy. Kom ek noem vir jou 'n paar dinge. Mense verdwaal omdat hulle die herder uit die oog verloor. Toe Petrus op die water geloop het, was sy oë gefestig op Jesus Christus. Die oomblik toe hy sy oë wegneem en hy kyk na die wind en hy kyk na die waters, toe sink hy. Baie mense verloor hulle pad en jy het dit gesê. Hoekom verdwaal mense in 'n aardse konteks? Omdat hulle nie fokus nie. Baie mense verdwaal, baie mense verloor hulle pad omdat hulle nie fokus nie. Jy moet fokus.
Wanneer jy oë op Jesus het, is jou pad bestendig. Hoor mooi, kind van die Here. As jy Jesus in oog het, is jou pad bestendig. Jy sal nie dwaal nie, want jy kyk na hom en hy lei. Maar wanneer jou fokus verskuif, en hoe verskuif ons fokus? Ons fokus verskuif na vrees. Houd ek vrees? Hou is ek selfbewus? Ons fokus verskuif na trots. Ek is trots, ek vra nie, ek vra nie aanwysings nie, ek ken die pad. Ons fokus verskuif na die wêreld se dinge raak skielik vir jou die belangrikste. Dan raak jou fokus van Jesus af, en jy kyk na hierdie dinge, en weet jy wat, dan kom maar verwarring. Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volëinder, hoor jy, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Jesus stel vir jou en my 'n voorbeeld. Jesus het nooit sy oog afgehaal van sy missie nie. En omdat hy sy oog op die missie was en op God se plan, het hy die kruis verdra, hy die skande verdra, hy het uitgehou, hy het aangehou, want hy het 'n vaste blik gehad op sy missie. Jy kan nie volg wat jy nie op fokus nie. Ek sê dit nou verkeerd om. Jy kan nie volg wat jy nie op fokus nie. Soos ek dit omdraai, jy kan net volg waarop jy fokus. Jy kan nie op 'n pad ry en langs die pad kyk, of hier agter 'n gesprek, wat gaan jy doen? Jy gaan met die pad afry en 'n ongeluk maak. So jy kan net ry waar jy fokus. En jy kan nie ry waar jy nie fokus nie. Kom ons maak dit van toepassing op ons lewe. Waarom fokus jy? En hier is wonderlike mense wat jare die Here dien. Ek prys God vir dit, en ek wys nie vinger, ek wil nie oordeel nie, maar ek praat met jou. Is jou fokus nog op Jesus? Is jou blik nog op hom? Is jy nog besig met jou missie? Stap jy hierdie pad van gehoorsaamheid? Stap jy hierdie pad van versoening? Is jy besig met die regte ding? Was jy eens aktief? Is jy nog steeds aktief? Of sit jy passief by die huis? Dis vrae wat jy jouself moet antwoord, en ek sê dit met groot liefde. Mense verdwaal omdat hulle na verkeerde stemme luister. In Genesis 3 weet ons, Eva het geluister na die stem van die slang, in plaas daarvan om na God se stem te luister. Ouens, daar sal altyd stemme wees wat jou aandag soek, altyd. Daar sal altyd stemme wees wat jou aandag soek. Die stem van die skare, die meerderheid, die stem van kultuur, dis ons kultuur, die stem van ons eie begeertes. Daar's altyd ander stemme, altyd. En daai stemme skree, die een wil harder skree as die ander, want hulle soek jou aandag. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle en hulle volg my. Ons het nou gesê, yes, die Here het ons nuut gemaak. Ons is geregverdig, ons is geroep. Ons het gesê, ouens, as jy 'n kind van God is, behoort jy God se stem bo alle ander stemme uit te ken. En alleenlik agter sy stem aan te loop. Maar daar's te veel stemme vandag. Kan ek vir jou sê, sosiale media, Facebook, TikTok, whatever. It's crazy. Yes, daar is miljoene stemme. En hierdie een die antwoord, daai een die antwoord, en hierdie pil, en hierdie oefening, jy is later so verward. Ons baie stemme. Kan ek jou aanmoedig, ek vra vir jou, kind van die Here, ken jy nog sy stem? Kan jy hom nog bo alles uitken? Of het jou eie begeertes en jou eie versigtinge dalk 'n groter stem geraak in jou lewe? Wanneer jy ophou om God se stem te onderskei, dis dan wanneer jy begin wegdryf. Verkeerde raad, jy kan verkeerde raad kry. Verkeerde vriendskappe, gaan kyk na jou vriendskap. As jy in 'n verkeerde vriendskap is, sny dit af in liefde.
verkeerde invloed. Alles kan ons laat afdwaal, verdwaal van die pad van geregtigheid. Mense verdwaal as gevolg van geestelike verwaarlosing. Ouens, hoor mooi, niemand van ons word een oggend ver van God al wakker nie. Jy word net wakker of nou is dit ver van God af. Hoor jy wat ek sê? Niemand word net een oggend ver van God al wakker nie. Dit gebeur stadig. Wanneer gebed, jou gebedslewe opsioneel raak. Wanneer Bybellees af en toe gebeur. Wanneer die gemeenskap van gelowiges, die saamkom van gelowiges, ongerieflik begin word. En dit bly eerder weg. Dis waar jou geestelike kompas begin vervaag. Wanneer jy agterloos raak. Nou praat ek met van ons wat baie lank op die pad is. Is ons nog waaksaam? Of is ons agterloos? Hoe lyk my gebedslewe? Hoe lyk my Bybelstudie? Hoe lyk my Bybellees? Hoe lyk my inskakel by die gemeente? Hoe lyk dit? Hoor mooi, om te verdwaal vereis nie rebellie nie. Niemand van ons hier is 'n openlike rebellie teenoor God. Sal dit nie doen nie. So verdwaal vereis nie rebellie nie. Dit vereis, of dit vra, net verwaarlosing. As jy agterloos raak in jou geestelike lewe, kan jy verdwaal. Mense verloor hulle pad weens trots en hardkoppigheid. Dit kan definitief nie nou in jou man staan nie. Ook nie aan jou vrou nie. Ek kom jou voor jou en sê, luister nou. Ouens, hier is die ding. Mense verloor hulle pad weens trots en hardkoppigheid. Ons kan geestelik verdwaal as ons dink, ons ken die pad beter as die gids. Dan kan jy geestelik verdwaal. Spreuke 14 vers 12 sê vir ons, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Maar dit lyk vir my reg. En praat met die wêreld, ouens, hulle het vir jou antwoorde. Nee, hierdie pad is reg. Nee, hierdie pad, as dit vir jou werk, dan werk dit vir jou, dan is dit reg. Figure dit self uit. Menseregte, nee, soos weg van God se woord af, ons besluit wat werk vir ons, en if it works, then that's my route. As dit my werk, as dit die pad, great. You do you and I do me. Ja, doen wat jy wil doen. Dis wat die wêreld sê. Maar as 'n pad wat vir die weg wat vir die mens reg lyk, die einde daarvan is weer van die dood. As jy mense sou vra, enige mens antwoord, dan gaan almal vir jou die antwoord gee, ja, ons wil hemel toe gaan. Almal het hierdie idee van hemel, gered of ongered, almal, selfs ongeredde, wil jy hemel toe gaan? Ja, ek wil hemel toe gaan. Party gelowe praat van the afterlife. I want to reach the afterlife. Almal het daai begrip. En die wêreld sê vir jou, daar's baie paaie na die hemel. Ek en jy weet, dis alleen, die put van die hel. Daar's een pad. Daar's een weg. Jesus Christus. En dit wat hy vir jou en my in die vlees gedoen het. En niks anders nie. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Vertrou op wie? Op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Moenie vir jou slimmer nie. Die evangelie is eintlik eenvoudig. Jy's 'n sondaar, dit ontbreek jou aan die heerlikheid van God. Sonde is strafbaar met die dood. Jy is skuldig, want almal het gesondig. Maar God het ons so lief gehad dat hy Jesus gestuur het om te sê, kom ek sterf in jou plek. Ek sal die prys vir die sonde betaal. Dit word nie onder die mat ingevee nie. Iemand sal sterf, maar die vlekkelose lam van God, hy sterf.
En al wat ek en jy moet doen, is om dit te glo. En ons te bekeer van ons verkeerde weer. En om aan te neem en om Heer van ons lewe te maak. En sê, Here, ek is nou onder nuwe bestuur. Jesus Christ is either Lord of all, or he is not Lord at all. Dis die evangelie. Moenie vir jou slim hou nie. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weer. En hy sê jou paai geluk maak. As jy God vra, Here, watter rigting? Hy gaan vir jou wys. Hy gaan jou lei. Wanneer ons eie trots saggies om ons oor fluister, I've got this. Julle ouens, I've got this. Vrou, ek het dit. Wanneer ons eie trots saggies om ons oor fluister, I've got this. Ouens, dan moet nederigheid jou en my daaraan herinner dat ons niks kan doen sonder God nie. En kom ek vir julle sê, ons hier praat om met 'n groot gehoor en 'n volwasse gehoor. Hier's jonger mense, maar jy en ek weet. Meeste van die kere het ons nie 'n klou wat aangaan nie. Meeste van die kere het ons nie die antwoorde op hierdie aarde nie. Meeste van die kere is dit ons wat sukkel. Want ons is swak, ons is mens, ons is nietig. Maar ons het die bron van kennis. Hoef nie op my eie insig te steun, ek moet net hoor wat God sê, ek ken sy stem. Ons sal nie verdwaal nie. Die pad van selfstandigheid lei dikwels tot die pad van selfvernietiging. Ons het mekaar ook nodig. Jy het jou broer nodig, jy het jou suster nodig. Moenie trots wees, te trots wees om reggehelp te word nie. Dat het nou ook uitgekom. Moenie te trots wees om reggehelp te word. Ouens, ek het dit al gesien in my eie lewe. Ek het dit al by meer as een keer in hierdie gemeente gesien in my bediening hier. Wanneer jy na iemand toe gaan en jy wil in liefde reghelp en jy wil in liefde iets uitklaar wat mense hulle opruk en uitstap. Te trots om te sê ek het 'n fout gemaak. Laaste punt. Mense verdwaal omdat hulle nie vinnig berou toon en belydenis doen nie. Dan verdwaal mense. Ouers, ons almal struikel. Kan ek nou jou hand sien, myne is ook op. Ons is nie perfek nie. Bedoelende, God het nooit gesê ons moet perfek wees nie. God alleen is perfek. Daar is 'n groot verskil tussen perfeksie en 'n strewe na heiligmaking. Ons almal strewe na heiligmaking. Here, ek wil, help my. My hart neig na God. Dis die verskil. Ons het almal al gestruikel, die hande gaan op. Dit maak nie saak, kan ek dit so uitdruk, en ek wil nie vir jou verskoning gee om sonde te doen nie, maar hoor die konteks. Dit maak nie saak hoeveel keer ons struikel nie. Dit maak saak, nou sê jy gesê, dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, dit maak saak hoeveel keer jy opstaan. Ek wil iets anders sê, dit maak nie saak hoeveel keer ons struikel nie, dit maak saak hoeveel keer ons omdraai en in 'n ander rigting staan. As ek iets verkeerd gedoen het, dan draai ek om. Ek bekeer my weer van dit en ek stap in 'n ander rigting. Dit maak saak. Hoeveel keer ons omdraai. Dawid het gesondig. Ons ken dit, maar hy het hom bekeer. Judas het gesondig, maar Judas het moed verloor. Die verskil is nie in hulle mislukking nie. Die verskil lê in hulle reaksie. So wanneer jy iets verkeerd doen en wegdwaal en afdwaal en verdwaal en jy doen iets verkeerd, wees dan man genoeg en vrou genoeg om te sê, Here, ek is skuldig. En ek bely dit voor U en ek draai om. Moenie te trots wees nie. Moet ook nie as leierskap in jou lewe inspraak vir jou nikkerig hou nie.
En jou kyk optrek en jou wange 3 baar pomp en hier is jy uit en weg. Hulle is nou nog weg. En dit is my hartseer. In Johannes 1 vers 9, 'n gisterend vers in die Bybel. As ons sondes bely, as ons sondes bely van jou kant af, erken, Here, ek is jammer, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy gee ons weer 'n kans, hy maak ons weer nuut. Die bloed van Jesus was ons voortdurend, elke dag. Ons praat oor die pad terug. Vir 'n paar jaar is vergewe kom mense geestelik verdwaal. Ons praat oor die pad terug. God het sy wil reg van die begin af bekend gemaak. God het sy pad reg aan die begin gesê, daar is net een pad. Wat is sy pad? Wat is sy doel? Dat elke mens op aarde gered word. Dis God se hart. Dat elke mens gered word. Redding en saligheid en 'n heerlike lewe saam met die Here en 'n ewige heerlikheid wat nog op ons wag, is God se pad vir jou en my lewe. Hy het dit van die begin af bekend gemaak. Daar's geen onduidelikheid oor waar's God se pad nie. Jesus Christus is die nuwe lewende weg waarop ek en jy wandel. Ons was in vyandskap teenoor God. Christus sterf aan die kruis. Hy word die weg. Hy sê ek is die weg. Kom loop op my. Want ek neem jou na die Vader. Dis God se plan. Hy gee vir jou en my die pad van versoening wat ons moet wandel om ander mense ook aan Jesus voor te stel. En dan nog steeds verdwaal mense maklik. Die goeie nuus is, hoewel mense soms hulle pad verloor, God verloor jou en my nooit uit sy oë. Dit was 'n flou amen. Alhoewel ons pad van tyd tot tyd kan verloor, God verloor jou en my nooit uit sy oë. Dis die goeie nuus. Lukas 19 vers 10. Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Kan ons dan in konteks dit so uitdruk, die wat verdwaal het. Om te soek en te red die wat verdwaal het. Die Herder soek steeds. God die Vader wag steeds. Ek wil volgende keer sê, gemeente, dit is die boodskap. Miskien is die 1 of 2, miskien meer. Iemand wat hier sit, jy dalk jou pad verloor. Jy dalk iewers verdwaald geraak in jou geloof. Jy het jou doel verloor, jy het verdwaal aangaande jou doel. Jy dalk verdwaald geraak in jou vreugde. Vanoggend by hierdie diens kom die woord van die Here in jou en my en sê vandag, nou, dis nou die tyd om terug te draai. Jy het verdwaal, maar ek het jou nie uit my oog uit verloor nie, my kind. Jy het al ergens rondom jou geloof, rondom jou missie, rondom jou roeping. Mense verdwaal omdat hulle hulle roeping vasmaak nie. Ek het nou vir jou gesê, die grootste mandaat vir jou lewe is om 'n volgeling te wees en om volgelinge te maak. Dis dit. En dan is daar ander dinge ook, maar mense verdwaal omdat hulle nie hulle roeping vasmaak nie. Miskien as jy hier volg en jy sê, "Sjoe, dit het oor tyd gebeur met my. My hart het afgekoel. Ek het dalk 'n stille kompromie aangegaan. Ek het myself begin onttrek. Ek is besig om te verdwaal." Ouens, die pad na Jesus is baie eenvoudig. Die pad terug
om weer op pad te kom, is belydenis. Erkentenis, belydenis. So ek wil weer vra om jou oor besluit vir die oomblik, ek wil weer vra om jou eie hart in te kyk. Ek het die woord gebid wat ek ontvang het by die Here. Ons is 'n gemeente wat 'n lang pad met mekaar saamstap en ons is blaatant eerlik met mekaar. En wanneer die skoen pas, dan trek ons dit aan en sê, Here, ons is jammer. Ek wil regtig vir jou vra om jou eie hart vir te ondersoek. Is God se woord aan jou vanoggend? Waar is jy? Waar is jy? Is jou oog nog op my gefestig? Is jou missie nog duidelik? Is jy nog gefokus? Is jy aktief? Is jy betrokke? Is jy hier? Waar is jy? Dan wil ek vir die geleentheid gee, as die woord met jou praat, die sê, pastoor, dit is so. Ek het verdwaald geraak. Ek gee nie voor het roep nie, ek gaan net vir jou vra daar waar jy is. God ken jou hart. Maar jy moet 'n reaksie toon, jy moet jou vra met jou hand op te steek, sê, Here, hier is ek. Ek het verdwaald geraak. En ek bely dit voor U. Wat ook al jou rede, is dit fokus verloor, is dit missie verloor, is dit trotsheid, wat jy nie wil vra nie, wat ook al. As hande wat opgaan, elkeen ondersoek sy eie hart. Die Here sien jou hand. Gee nie voor het roep nie, gee nie die spot sit nie, maar jy gaan reageer soos wie jy nou doen. Here, ek is besig om te verdwaal. Ek is van koers af. Ek is onbetrokke, ek is nie meer gefokus nie. Alles wat ek genoem het, as hande wat opgaan. Dankie vir die eerlikheid voor God. Kom ons bid.